Ja, Zirk, dis nou een van daai geleenthede wat 'n mens tegelyk goeiemôre en goeienaand moet sê, want dit is môre in Suid-Afrika, by jou is dit al hoe laat? 8 uur Nee, die 20 oor aand. 7 in Ja, elk geval. ja. Aand. Die laaste keer wat ons so 'n gesprek gehad het, was dit met vir 'n ander boek ver in die wêreld, waar ons 6 skrywers gehad het wat oor 'n 24 uur Dis reg. tydsspoor gestaan het en jy was die vroegste. Vir jou het dit al die volgende dag begin word. Ja, ek dink so. Ek ek het dink ek het in hierdie boek gesê van die vriendin van my wat hier kom bly het en toe toe hulle vir die vrou se ma verduidelik dat hulle nou hoe die tydsverskil werk en toe die ma nog later gesê maar ek wonder daarom wat die Here daarvan dink dat julle nou so half in die toekoms gaan woon. Hoe voel dit om in die toekoms te woon terwyl ons daar is? Want ek wou vra of die tydsverskil bydra tot die gevoel van afstand en verwydering van waar jy vandaan kom. Nee, ja, beseker in 'n mate, maar ek sal so gewoond daaraan. Aan die begin het mense my in die middel van die nag wakker gebel. Dit was nie lekker nie. Maar dit is die tydsverskil is sodat ons, jy weet, ons aand is Suid-Afrika se oggend. So daar's tyd en dis ook die tyd wat ek nou nie hoef te werk nie. So dis 'n lekker tyd vir my om met mense in Suid-Afrika te gesels. Ja. En ook aan die ander kant om. As dit al aand daar is, dan is dit alweer die volgende oggend hier. So dit werk eintlik heeltemal goed. Nou ja, dan gesels ons. So hierdie boek van jou, ek wys hom gou, Land uit, want jy wil mos. Wat nou pas verskyn het. En dit gaan oor die verskuiwing van die gesin van 'n berg van Suid-Afrika na Nieu-Seeland 'n stuk of 30 jaar gelede, is dit nie? Ek dink is nou 26 jaar daar iets in die Ja, is lank. Maar die tyd vlieg ook. So ek wil eintlik vra, hoekom het jy besluit om die boek te skryf? Of het jy altyd nog geweet jy gaan hom skryf eendag? Nee, ek weet al baie jare dat ek dit graag sal wil doen een of ander tyd. Ek was net nie emosioneel gereed daarvoor nie, maar ek dink dit het nou, jy weet ek is nou so lank hier, soos ek gesê het 26 jaar, dat die aanvanklike die emosionele ontsteltenis het genoegsaam afgeneem dat ek nou kan terugkyk na daai jare. Ek het vir 'n lang tyd was ek huiwerig om dit te doen. Ek het geweet dat my vriend Andre Leroux, ek weet nou al 'n hele klomp jare dat hy ons e-posse daar van daai tyd alles gedruk het en hy het hulle in sulke lekker dik bundels gehou. En toe ek in 2022 dink ek daar was, toe gee hy vir my nou van die bundels wat tot by 2006 gaan. Ek weet nie of hy nog het nie, maar in elk geval. En ek was baie bang eintlik om dit te lees, maar toe het ek begin om die goed te lees, want jy weet dit is herinneringe aan dinge wat ek half probeer onderdruk het, jy weet, en nie wou konfronteer nie, want dit was die eerste klompie jare hier was geweldig swaar. En nou wil ek net op hierdie punt dan sê, daar is blykbaar mense wat so van die boek hoor of sulke stukkies van hom lees, het die idee dat ek simpatie soek, en dit moet ek nou sê is allerminst die geval. Jy weet, ek kyk nou maar net in my eie gesin. Ek het 2 susters, of nee, 3 en 'n halwe susters en 'n broer, en elkeen van hulle het groter swaar kry geken as ek. En ek dink nie ons is 'n besondere familie met wie dit sleg gegaan het nie. Jy weet, mense kry baie swaar en ek wil geensins voorgee of so dat kry my jammer, ek het vreeslik swaar gekry nie. Dis glad nie waaroor dit gaan nie. Ek wou enerzijds skryf om self hierdie ding te konfronteer, om bietjie te kyk na wat met my gebeur het en hoe ek nou daaroor voel en te kyk of daar iets te leer of verstaan uit daar is. En die ander ding is, ek het gedink dalk vind iemand anders dit nuttig of vermaaklik of een of ander manier die moeite werd om te lees, want daar's soveel emigrante dat basies almal in Suid-Afrika ken iemand of het 'n familielid of wat land uit is. En ek wil nou nie voorgee dat my ervaring verteenwoordigend is nie, maar tog is daar sekere raakpunte wat baie emigrante het, en ek kan maar net my eie storie vertel, en dan ek het al 'n paar mense gekry wat my gekontak het en gesê wat ook emigrante is, wat sê hulle die boek gelees en hulle herken so baie daarin. En dan 'n ander aspek, nou gee ek jou 'n lang antwoord. 'n Ander aspek van die ding is, jy weet ek dink in Nieu-Seeland alleen iets soos 50,000 Suid-Afrikaanse emigrante, right? So daar's 'n hoop van ons nou, waarom ek? En elkeen van daai ander mense kan ook hulle eie boek skryf, maar ek het gevoel ek is 'n skrywer. Dit is wat ek doen.
En ek het aangeneem of gehoop dat dit wat ek dan nou skryf ten minste ordentlik aangebied is en onderhoudend is om te lees en so aan. So, jy weet, ek het my vakkundigheid gebruik om my eie verlede te konfronteer. Wel, ek kan in elk geval persoonlik daarvan getuig dat ek geen sweem van selfbejammering in jou boek vind nie. Ek vind trouwens die teenoorgestelde, dit is brutaal eerlik, ontwapenend, opreg, oor beide die goeie en die slegte. Ek dink dit is Zirk ding, of het jy benewens jou eie persoonlike geneigtheid opset gehad om seker te maak dat jy die naakte waarheid oor al die moeilike goed wat gebeur het vertel? Man, iets wat ek as baie dinge in boeke waarvan ek hou en wat my aanstaan, maar een van hulle is eerlikheid. En ek kan selfs 'n redelik middelmatig geskryfde boek lees as ek voel dit is eerlik, daar's 'n eerlikheid ter sprake. En ek het gevoel met die boek dat as ek dit doen en ek doen dit nie eerlik nie, is dit 'n mors van almal se tyd. So ek het probeer om so hard en eerlik na myself te kyk as wat ek kon, wat ek oor my hart kon kry. En want jy weet, anders as ek 'n storie vertel van wat eintlik heimlike, soos wat noem hulle nou, daar's humble brag is die term. Dit is nie 'n humble brag nie. Ek probeer nie, daar is mens is maar beskerm maar jou eie ego onafwendbaar, maar sover as wat ek beheer daaroor gehad het, het ek probeer om nie my ego te beskerm nie en om harder na myself te kyk as wat ander mense miskien na my sou kyk. So, het nou reeds die e-pos genoem, die vorm so min of meer 'n ruggraat van die boek. Telkens is daar 'n stuk e-pos en dan is daar 'n passasie in die boek wat so daarbey aansluit en bietjie meer verduidelik, maar natuurlik dan vanuit die latere perspektief, die onlangse jare wanneer jy die boek geskryf het. En dan is daar nie net van jou e-posse nie, maar ook van Elsabie aan vriende van haar. Ek weet nie of dit net aan een vriend is nie. Om ook, Elsabie jou vrou nou vir die kykers, om ook haar perspektief te gaan en julle twee se perspektiewe vorm dan so 'n soort van 'n samespraak, 'n onbedoelde samespraak en 'n kontrapunt soms teenoor mekaar. So as jy daaroor iets wil verder sê, maar ek het die verdere vraag, jy weet, as 'n eie memoir, of dink jy 'n mens skryf sulke e-posse in die agterkop dat dit tog dalk eendag die rekord gaan word van wat jy later te boek wil stel? Jy weet, as jy nie Oukamp 'n dagboek skryf, dan weet ons hy skryf dit eintlik op so 'n manier dat jy kan sien dis bedoel vir publikasie. Ja, nee, hierdie goed is nie, ek wil nou goed twee goed sê. Die een is die briewe van Elsabie, dit is ook briewe wat aan Andrei gestuur is, of dan nou aan Marthy, sy vrou, maar dit is gerig aan hulle, so dit is nie daai een bron wat ek gehad het. Ek meen, ons het in daai tyd vir diverse mense geskryf, maar dit het nou nie behoue gebly nie, en ek dink veral Elsabie het 'n paar boesemvriendinne vir wie, as daai goed behoue gebly het, sodat die boek nog 'n verdere dimensie gegee het. Excuse tog. In terme van skryf vir die vergetelheid, nee, daar was niks daarvan nie. Dit was in daai stadium kon ek nie so dink oor die wêreld nie. Ek was so in die oomblik dat ek nie kon dink aan later, en ook in daai stadium was ek nie 'n skrywer met 'n lewendige loopbaan. Weet, ek het, wat was dit, in 1989 en 92 boeke in Suid-Afrika uitgegee. En toe was daar 21 jaar van stilte. En hierdie tyd val in daai tyd. So ek het nie toegedink aan myself as 'n skrywer wat eendag iets met hierdie goed gaan doen nie. Dit was heel glad nie in my kop nie. So ek het maar net gekla en gemor en grappies vertel dag vir dag soos wat dit gekom het. En ook nou by nabetragting het ek 'n mate van sensuur toegepas, sien ek nou. Jy weet, daar's dinge wat hier gebeur het wat ek goed onthou, wat ek glad nooit vermeld het in die e-posse nie, soos dat ek vir welsynsgeld aansoek gedoen het, waaroor ek daarom net te skaam was. En ek is nou nog seker skaam daaroor, maar nou ja, dis baie jare later. Ek kan maak of dit 'n ander dom jong man was wat dit gedoen het.
jy het nou gepraat van die vergetelheid. Dit is, mens onthou, maar mens onthou ook nie, en jy sê self iewers in die boek, dat jy dink jy het soms foute gemaak daar in die aanleiding, of wanvoorstellings gemaak, want 'n mens se geheue, soos die Engelsman sê, speel jou parte. Hoe het jy gevind dat jy kon onthou van oor so 'n lang tyd, behalwe nou van wat die briewe jou aan herinner het? Nee, daar's definitief hierdie briewe my in 'n baie keer tereggewys oor goed wat ek gedink het ek weet wat ek verkeerd gehad het. Byvoorbeeld het ek nou vir 'n lang tyd loop en vertel dat my tweede boek Wydsbeen was op die kortlys vir Eugene Maree Prys in 1991-92 iewers. En ek het nou vir jare loop en vertel dat ek was totaal onbewus daarvan. En ek was nie, ek het in die e-posse gesien, ek was inderdaad bewus daarvan, ek het net brieflikheidshalwe vergeet. So daar is goed wat 'n mens vergeet, daar is goed wat jy verkeerd onthou, maar en dan was daar ook natuurlik 'n hele klomp goed wat ek aanvanklik verkeerd waargeneem het, of ek het die verkeerde afleidings gemaak van wat ek sien. Jy weet, jou perspektief word gekleur deur daai eerste ervaring. En ons het byvoorbeeld in Augustus in Nieu-Seeland aangekom. En dan raak dit September, en in Suid-Afrika is ek gewoon September is lente, die son begin skyn, die bloeisels kom uit, en in Auckland in elk geval. Suide van Nieu-Seeland is anders, maar in Auckland is die lente is grys. En die weer bly grys tot omtrent Desember, en dit was my eerste ervaring hier was van verskriklike slegte weer, in my opinie. Ek het nou intussen tyd daarom 'n bietjie geleer, dis nou, jy weet, die hele Februarie maand hier in Auckland was sonskyn en warm en lekker, so dit was, ek het half geoorreageer teenoor die slegte weer daar in die begin. En dan is dit ook seker so dat 'n mens met jare gewoond raak aan die goed, en miskien as ek nou uit Suid-Afrika uit die aanland sal ek ook vreeslik kla, maar ek kla nie meer so baie oor die weer. Ek kan my voorstel dat jy en Elsabie, as julle nou notas vergelyk het in die proses van die skep van die boek, julle mekaar ook kon korrigeer, aangesien julle nou klaar hierdie gelyklopende spoor van e-posse het, want verskillende mense onthou goed verskillend. Dit was ook mooi, voordat ek nou die vraag te lank uitrek, maar hoe dat jy die kinders aanhaal in hulle latere lewe oor perspektiewe wat hulle op goed gehad het, wat jou soms heeltemal verras het, wat jy nie besef het, van hoe hulle goed sou beleef het, terwyl hulle nog klein was. Ja, dis een van die goed waar, jy weet, ek eintlik vir myself gelieg het, is dat ek gedog het die kinders kom baie meer ongeskonde hieruit as wat dit wel die geval was. Jy weet, ek het veral nou later jare uit my dogter Anna het 'n werkstuk geskryf universiteit waar sy onder meer gepraat het oor die migrasie, en ek haal dit stukke daarvan aan in die boek. Dit was vir my 'n interessante insig wat ek eintlik nie verwag het nie, is hoe bewus sy was van wat eintlik aan die gang was tussen die ma en pa. En my seun, ekskuus tog. My seun ek het nie geskrifte uit sy latere lewe nie, ek het wel 'n vir my baie amusante e-pos uit toe hy nog 'n klein seentjie was, waar hy wreed met sy ouers omgaan. En ek hopelik het hy bedoel om 'n grap te maak, maar miskien nie. Ja, dit was interessant. Jy weet, hierdie hele onderwerp het as gevolg van die skryf van die boek nou weer bietjie in die gesin ter sprake gekom, want ek het die boek geskryf en soos mens, ek kan nie dink dat ek terwyl ek hom geskryf het vreeslik gepraat het nie, maar toe die manuskrip klaar was, het Elsabie hom eers gelees. En ek moet ook sê, daar is stukke van die boek wat deur ander mense gelees is, soos as ek byvoorbeeld oor 'n spesifieke persoon praat wat ek ken, byvoorbeeld oor Ryk Hatting en sy vrou Martien. Ek het weet Martien dit gelees voordat ek dit in die boek sit. 'n Mens het loyaliteit teenoor jou vriende, en ek het byvoorbeeld 'n stuk in die boek geskryf wat op die ouend glad nie in die boek verskyn het nie, omdat die betrokke vriende ongemaklik was met wat ek geskryf het, en ek het toe besluit, kyk, jy weet, lekker blad in 'n boek is nie 'n vriendskap werk nie, so ek haal die blad maar uit. Goed, kom ons draai die horlosie ver terug en praat kortliks oor, wat was jou beweegredes, waarom jy destyds wou verskuif,
En vertel ook 'n bietjie van die toevallighede of miskien was dit iets geneties vasgelê in die van die bergs wat julle is trekkers. Julle het heen en weer getrek tussen een land en die ander land of jou voorouers het. Ja, man, as ek in Suid-Afrika kom, is dit 'n vraag wat elke joernalis my altyd vra, is waarom is jy weg? En dit is nie eenvoudig, soos alle dinge is dit kompleks, maar as ek dit nou so eenvoudig as moontlik moet stel, ek het geweldig paranoïes geraak in Suid-Afrika. En dit was in die jare dit was nou in die laat, sê maar van 19 laat 90s. Ja, ek dink ons het in 1998 getrek en ek was sê nou maar voor dit, sê dan maar daarom so vir 2 jaar het ek hierdie idee gehad van ek wil nou gaan. Ons het aanvanklik gedink aan Australië. Ek was die mees onmiddellike rede vir my was geweld. En ek het gevoel dit is my plig om my kinders te beskerm en ek het nie gevoel ek kan dit doen waar ek was nie. Ek noem in die boek dat een van my buurmans het vreeslik graag geskiet, jy weet. En elke nou en dan is daar spote in die straat want hy het gesien iemand breek by 'n kar in of iets en ek het gedink daai koel moet iewers eindig. En as dit in my kind se nek is, dan is my kind se lewe lank verlam en ek kon dit vermy het. En miskien is dit 'n dwaaldenke of wat ook al die term vir so iets is, maar dis hoe ek daai tyd gevoel het. Ek was regtig nie heeltemal normaal nie. En ek was so besete met hierdie gedagte dat my vrou teen haar sin saamgekom het hiernatoe. Ja, dit is 'n groot tema in die boek. Maar vertel net gou-gou weer oor hoe dit die geval was met jou pa en jou oupa se trekkery na Suid-Afrika en dan weer terug en so weer. Man, dis net 'n toevalligheid. Ek weet nou nie verder terug in die geskiedenis nie, maar toe my pa 6 was, hy is op Kuruman, op 'n plaas naby Kuruman gebore. En my oupa Zirk, die ou wie se naam ek dra. Oupa Zirk was in die Eerste Wêreldoorlog in Namibië saam met die berede mense, ek dink Mani Maritz of iemand se berede mag wat hulle daaraan gegaan. Toe sien hy nou hierdie nuwe land. En toe na die Eerste Wêreldoorlog neem Suid-Afrika vir die ou Duits Wes oor. En nadat hulle Duits Wes oorgeneem het, is een van die vooropgestelde bedoelings van hierdie ding is dat hulle nou hierdie land gaan gebruik om vir die arm blankes in Suid-Afrika heenkome te gee. Dis iets wat ek terloops eers in die afgelope 10 jaar raak gelees het in 'n geskiedenis, ek het dit nooit besef nie. In elk geval, oupa Zirk is een van daai ouds. Hy besluit hy gaan nou trek en dan gaan hulle gaan vir hom 'n plaas gee in Namibië en in Suid-Afrika is hy nou maar net 'n, ek weet nie of hy 'n bywoner of wat, hy was in elk geval grondloos. En toe my pa 6 was, toe trek hulle deur die Kalahari met 'n lorrietjie na die suide van Suidwes toe in die Kalahari in. En waar hy toe nou wel hulle was bywoners vir baie jare. Ek het die huisie gesien waarin hulle gebly het. Dit is so groot soos 'n posseel. En toe het hy dit was toe my pa 6 was, toe trek my oupa na Suidwes toe. En toe ek 6 was, toe bly ons in Walvis Bay. En my oudste suster maak matriek klaar en my pa besluit die kinders moet gaan leer op Stellenbosch. Ons gaan nou Kaap toe trek sodat die kinders kan leer. Soos toe ek 6 was, toe trek die gesin van Walvis Bay af na Bellville toe. En toe my seun 6 was, toe trek ek van die Kaap af Nieu-Seeland toe. En dit is iets wat eintlik eers agterna wat ek besef het, maar jene, dis nogal 'n interessante patroon. Ek weet nie of dit 'n betekenisvolle patroon is nie, maar dis interessant. Ons sal weet as die volgende geslag se kinders 6 word. Dit maak jou eintlik 'n man van 3 lande, soos Namibië, Suid-Afrika en Nieu-Seeland. Ja, kyk, ek is weg uit Namibië uit om te begin skool gaan in die Kaap. Maar een van die interessante goed wat ek gevind het toe ek hier gekom het, is dat ek het op 'n manier 'n groter verlange na Namibië. Ek weet nie hoe word hierdie goed vasgelê in 'n mens nie. En wanneer ek nou na Suider-Afrika toe gaan, probeer ek altyd om in Namibië ook uit te kom. Daar's iets aan die landskap of iets daar wat in my siel tuis nes geskop het en ek kan dit nie verander nie. Alhoewel ek moet sê dat Skus tog? Ek wou sê dis ook waar jou boeke afspeel. Dis waar baie van my boeke afspeel. En dis eintlik iets waaroor ek nog 'n bietjie wil dink, is hoekom dit so is. Ek dink daai land het vir my 'n sekere simboliek of 'n status in my kop van 'n plek van 'n land van stories.
En ek dink so moet ek my eerste stories daar gehoor het, en dit was stories wat my pa vertel het van die plek, jy weet, so dit het miskien op daai manier vasgesit op my. In Suid-Afrika moet ek sê was of ons eerste jare hier was, as ek 'n foto van Tafelberg sien, dan moet ek keer vir my wickets wat my emosies ruk heel hand uit. En dit het vir jare aangehou. Dit het eers maar, ek dink ek was in 2019 in Suid-Afrika vir 'n boekefees. Dink ek en jy en Dou het nog lekker daar op Stellenbosch gekuier daai jaar. En toe sien ek vir Tafelberg en ek het nie skielik dat ek nie daai rukking in my bors nie, en toe dink ek dis verby. Nou moet ek sê dat omdat ek 'n Kaapenaar en 'n Suidwester is, het ek nie eintlik daai vreeslike gevoel as ek in Johannesburg of so kom nie. Dis nie ek het daar gebly vir 18 maande, maar dit het nie daai verknogtheid aan die binneland het ek eintlik nie. So jy het nog gepraat van Elsabie onwillig te gaan. Dit word 'n groot tema in die boek. Want dit vat baie lank vir Elsabie om nie, kan ons sê, ongelukkig te word nie. Ek dink jy meld iets daar sodat sy dit 10 jaar gevat het voor sy gevoel het sy begin nou inburger. So vertel 'n bietjie daarvan, want dit is natuurlik dan ook iets wat jy die hele tyd sê swaar op jou gewete lê. En dit het implikasies vir 'n huwelik julle sin wat klaarblyklik baie sterk is, en ek matig my dit nou net aan om dit op te haal, want dit staan nou in die boek so uitgeskrywe. Ek bedoel nie om in jou binnekas te gaan rondkrap nie. Maar jy weet, vir mense wat belangstel in die idee van so verskuif, moet weet dit het ook huweliksimplикasies. Ja, ek noem in die boek dat van die eerste Suid-Afrikaners wat ons hier ontmoet het, was 'n vrou wie se man, jy weet, teruggegaan het sonder haar. Dit was die einde van hulle huwelik, en dit gebeur met mense. Ek het vir Elsabie gesê, as sy ongelukkig is hier, kan ons terugtrek. En toe is sy ongelukkig hier, en toe trek ek nie terug. En die feit dat ek daai belofte gebreek het, rus maar swaar op my. Ek moet sê dat, ek dink in een van die resensies het die resensent dit laat klink asof ek links en regs beloftes verbreek het. Dis daarom net, wat Elsabie betref, daai een, alhoewel dit 'n geweldige groot belofte is. So dit was swaar vir my om verskillende redes. Een is, sy het swaar gekry. Ek sien, weet, elke aand klim ek in die bed en my vrou lê en snik in die kussing langs my. En ek het nie 'n werk nie, en ons gaan stadig agteruit, en ek kry al hoe minder redes om vir haar te sê ons moet hier bly. So daai jare dit is die grootste swaarkry wat ek deurgemaak het, is die feit dat my vrou so ongelukkig is. En nou kan my seker sê, ja, maar jy weet, as jy jou vrou lief het, dan trek jy terug, maar nou het jy ook kinders. en skielik is dit nou nie so eenvoudig soos, jy weet, is nou nie 2 mense nie, jy moet nou 4 mense dalk. En so dit kompliseer die situasie. En ek is seker 'n bietjie hardkoppig, ek het dit met my pa geërf. Maar dit was definitief die swaarste ding vir my gewees. En 'n stukkie persoonlike interessantheid hier tussen my en jou, is dat jy het my boek uitgegee van halfpad een ding, wat 'n boereoorlog storie was, van 'n man wat 'n vrou, dis 'n komplekse storie, mense kan hom soek, hy is nog seker in 'n tweedehandse winkel beskikbaar. Die man verraai die vrou dat die Engelse haar in hegtenis neem, maar hy doen dit om haar lewe te probeer red. Maar sy is baie min beïndruk met sy poging om haar lewe te red. En dit is basies geskryf as 'n soort van tematiese uitbeelding van wat met my aan die gang was, dat ek het gevoel, ek doen hierdie ding om my vrou te red, maar my vrou wil nie gered wees. Jy weet, of sy voel nie daar's redding nodig. So dit was 'n swaar ding vir my. Ja, en ek sy is nou baie beter, sy jy weet, sy lag en sy het 'n werk wat sy baie geniet en so aan, maar dis nie 'n ding wat weggaan. Jy weet, sy is nog steeds baie betrokke by Suid-Afrika en by haar mense daar, en ek hoor gereeld hoe dit of dat van Suid-Afrika beter is as Nieu-Seeland, en sy's reg, daar is hope goed van Suid-Afrika wat beter is as Nieu-Seeland. Maar wat mense baie sterk indruk van oorhou, is dat die band tussen julle
'n vanselfsprekendheid aangehad het, dat julle dikwels ook ten spyte van alles saam kon lag en dat julle werklik onlosmaaklik verbind was en dat dit die ding is wat eintlik alles bymekaar gehou het. Ja, jy weet ek is nie jy weet ek is ek is geneig om moroos en miserabel te wees, maar ek moet sê ek is ongelooflik gelukkig in twee opsigte. En een is dat ek dink my twee grootste drome het waar geword. Een is dat ek 'n skryfloopbaan het. Dit was my een groot droom en die ander een is dat ek met die vrou van my drome getrou het. En dit is eintlik op 'n baie, ek gaan nou nie die storie staan in die boek, maar dit is eintlik 'n interessante ding want ons was vir baie jare vriende. So vir 15 jaar vriende. En toe kry ek skielik die idee in my kop, ek dink ek moet met haar trou. En daar was geen romantiese elemente ter sprake nie. Dit was net soos 'n amper sê 'n wete wat in my ontspring het van ek wil met haar, ek dink ons twee moet trou. En ek het dit toe ook vir haar so gaan stel dat ek dink ons twee moet trou en sy het gesê ja, dit is 'n goeie idee. Of sy het gesê dit klink na 'n goeie idee. En dit was dit. Jy weet, daar was nie 'n hofmakery of enige iets van die aard nie. Dit was net soos van jy praat van 'n onafwendbaarheid. Daar was net vir my 'n onafwendbaarheid daaraan trek. En ja, hier sit ons nog 34 jaar later by mekaar. En ek dink as dit so ver gemaak het, sal ons dit seker maak tot by die graf. Jy het genoem van die kinders reeds. So daar was Anna, sy was nog baie klein. En Bernard is 'n knaap van so 7, 8 as ek dit reg onthou. Ja, hy was so 6 toe ons hier gekom het, ja. Goed. So hulle het dit uiteraard ook verskillend beleef. Hy moes skool toe gaan, sy was nog by die huis en haar wêreld was in sy geheel eintlik hele huisgesin, terwyl Bernard nou noodgedwonge met die Nieu-Seelandse samelewing kennis gemaak het buite die huis. Hulle het dit dus verskillend beleef, maar vertel 'n bietjie van wat die effek op die kinders was en hoe hulle aangepas het. Man, kyk, Bernard was 6 en die kinders in Nieu-Seeland begin op 5 skool gaan. So toe hy aankom toe, moes hy trein dadelik skool toe gaan. En hy kan nie lees of skryf of enigiets nie. Nou, hy was in die Kaap in 'n Montessori skooltjie waar hulle Engels gepraat het. So hy dan Engels was nie van splinternuut nie, maar ek weet nie, kan nie sê dat hy juist vaardig was in die taal. So hy het ingekom met 'n taalagterstand en 'n leeragterstand en moes vinnig bykom. En ek onthou een van die jonge, hy was nog baie klein, toe kom hy eendag by die huis, toe sê hy het pouse so gestaan, toe kyk hy so deur die draad na die mense buite op die straat en hy dink hulle is vry. Jy weet, so dit was vir hom, ek dink nie hy het skool baie geniet in daai stadium nie. Maar die ander interessante ding is, en Anna was nog in Doeke toe ons gekom het en sy is later na 'n speelskooltjie toe, waar alles Engels was en sy het in die begin, jy weet, praat sy Afrikaans en die ander meisietjie, jy weet, maatjies praat Engels en hulle kom oor die weg want hulle praat oor konkrete goed, jy weet, gee my daai ding, vat hierdie dings, of soos hy gesê het vir haar vriendin, let's spring on the bank, jy weet, en dan spring hulle op die bank, want dit is, hulle verstaan genoeg. Sy het eers toe sy skool gekom het sy eintlik haar Afrikaans heeltemal begin versaak en praat deesdae net Engels. En sy praat goeie Afrikaans, maar met 'n Engelse aksent, sy klink soos 'n Engelse persoon. Bernard se Afrikaans was goed genoeg vasgelê dat ons nou nog Afrikaans met hom praat. En hy het ook vir 'n ruk lank hier, het hy in 'n prokureursfirma gewerk waar daar 'n klomp Afrikaners was en toe het sy taal 'n goeie hupstoot gekry, maar ook in verkeerde rigtings. Hy het my kom 'n paar vloekwoorde leer daarna. Maar ja, so ek dink albei kinders, jy weet, Bernard en ek sit in ons cheer vir die Springbokke. Maar ek dink nie hy is buiten dit vreeslik 'n Suid-Afrikaner nie. Hy doen goed soos om lekker te braai en al sulke goed op 'n meer boere manier as sy Kiwi vriende wat almal met gas braai. Maar ek dink hy sal baie goed aard in Suid-Afrika en mense sal hom waardeer en hy sal dit waardeer, maar hy is, jy weet, hy het hier groot geword met goed soos, jy weet, hy speel basketbal, sulke goed, jy weet. En dan Anna is heeltemal 'n Kiwi. Sy, as mense haar vra, sê sy Suid-Afrikaans, maar sy is eintlik totaal en al 'n Kiwi kind. En een van die hartseer goed vir my as Afrikaans sprekende is dat hulle nie Afrikaans lees nie. So ek teks vir hulle in Afrikaans en dit kan hulle uitmaak en ek skryf verjaarsdagboodskapies in Afrikaans, maar hulle kan nie my Afrikaanse boeke lees.
Ja, want hulle skoling het hulle nie dit gegee nie. Ja. Uit die pragtige stuk wat jy aanhaal wat Anna later jare as 'n universiteitswerkstuk geskryf het oor haar ervaring van emigrasie. Kom eens agter dat sy eintlik reeds as kind besef het sy moet eintlik haar ouers beskerm teen wat haar werklike gevoelens was. Dit is tog merkwaardig. Ja, en ek dis iets wat ek, jy weet, dit is nou een van die letsels wat 'n mens nou maar moet saamdraai. Jy kry niks vir niks en vir die goeie dinge wat ek in New Zealand gekry het ek 'n prys betaal en 'n deel daarvan is letsels aan my kinders en aan my vrou. Anna is nie so, haar hart is 'n bietjie duisterder, so ek was nie bewus van hierdie goed nie. Bernard het sy besorgdheid oor ons het op 'n ander manier uitgekom. Hy het dit op homself geneem om vrolikheid in die huis te bring. So en hy's vandag nog so. Hy kom hier in en jy weet hy probeer almal laat vrolik maak en spring op en af en lyk gelukkig en probeer ons opbeer. En ek dink dat hy dit gedoen het selfs by tye wat hy self eintlik dit nodig gehad het. So ja, jy weet soos jy kan agterkom is ek nie 100% ra en skreeu ra vir hierdie trekkie na toe nie. Ek dink in die geheel gesien, jy weet ek kan dit nie nou ontdoen nie. Dit is nou wat gebeur het. En ek is ook nie seker dat as ek nou so teruggaan, as ek nou met die kennis wat ek nou het, dat ek wel dan in Suid-Afrika sou gebly het nie, maar ek sou harder daaroor gedink het. En ek sou miskien liewer iets gedoen het soos om net tot in Namibië te trek. Jy weet, ek het daarom nou nie die hele vasteland versaak nie. Maar nou ja, want jy weet wat help dit nou, dis 26 jaar te laat. En ek moet ook sê, ek wil nou ook die indruk skep dat ek mense afraai om te emigreer. Ek dink net, jy moet weet waarvoor jy jou inlaat en nie verkeerde te hoë verwagtinge hê. Jy weet mense, en ek noem dit in die boek, en dit is so dat daar is ouens wat, hulle werk by Deloitte in Johannesburg, en dan vlieg hulle Auckland toe, en hulle stap die maandag by Deloitte in Auckland, en hulle lewe gaan net aan. Jy weet, daar is sulke mense wat so emigreer, en wat geen probleme het nie. Maar ek ken meer mense wat hier kom, wat nie kan aangaan in die beroep waarvoor hulle geleerd was nie, wat bereid moet wees om bus te bestuur, of jy weet, heeltemal 'n ander werk te doen, padwerker te wees, en sulke goed te doen. En as jy nie bereid is om daai opoffering te maak nie, dan gaan jy sukkel. Wel, van werk gepraat, een baie sterk tema, dit loop deur die hele boek, is die pogings om werk te soek. En as ek nie mis dit nie, is dit omtrent 18 maande voordat jy die eerste keer 'n betekenisvolle werk gekry het, en dit was ook nie permanent, of nie, of jy weet, korttermyn aanstellings en so meer. In en uitwerk vir 'n baie groot deel van die tyd. Vertel 'n bietjie net daarvan. Man, ek het nogal gewonder of ek want as ek het oorlees, dan dink ek, nog een en nog een, jy weet, 'n werk wat ek nie kry nie. En ek sou seker kon volstaan hier met 'n sin wat sê, ek het vir 18 maande lank werk gesoek en nooit iets behoorlik gekry nie. Maar ek dink tog dat die amper daai inhamering van die een blerrie teleurstelling na die ander, en soos ek dink ek noem in die boek, dat nie eens al die poste waarvoor ek aansoek gedoen het, word gereflekteer in die teks nie. Dit is nie asof dit 'n relasie van elke enkele ding nie, maar dit was die oorheersende tema, want ek het verblyfreg in New Zealand gehad, so ek mag hier gewees het. Toe ek hier aanland, toe mag ek hier wees, ek het 'n papier gehad. Maar ek kon nie oorleef hier. En jy sit met, jy weet, rande wat nie soveel werd is as jy kom nie, en hulle gaan loop uit by die deur, en jy bring nie geld in nie, en jy het 2 klein kindertjies, en 'n baie ongelukkige vrou, en dit gaan nie lekker nie. En jy weet, ja, ek dink, ek het 'n vreeslike, ek kan nie sê waardering nie, is miskien die verkeerde woord, maar ek het baie empatie ontwikkel met werklose mense. Want om werkloos te wees is nie net, jy kry nie 'n inkomste nie, maar dit vat ook aan jou siel, jy weet, jy voel waardeloos. Ek onthou ek het in
Queen Street in Auckland se hoofstraat ingestap en ek het gekyk na die mense wat so by die geboue ingaan. Dink ek, want om by daai geboue te gaan moet jy so 'n swipe kaart of iets hê, jy weet dat jy nou toelaat. En ek dink hulle kan almal daar ingaan en ek kan nie. Ek jy weet, niemand wil vir my 'n werk gee nie want ek is te useless om 'n werk te kry. En jy weet die interessante is toe ek uiteindelik 'n werk het en jy gesels nou met my kollegas na die eerste paar weke en ek sê ek was vir 18 maande werkloos, dan gaan hulle oë net so groot en sê maar hoe is dit moontlik dat iemand soos jy nie 'n werk kry nie? Dit is moontlik. Ja. En ek is nie die beste selfbemarker nie wat ook nie eintlik gehelp het nie, maar jong, dit vat aan 'n mense se selfbeeld. Nou, waar gaan haal 'n mens dan die uithou vermoë? Man, jy weet mense sê baie keer goed soos ek kan nie sonder hierdie of daardie persoon lewe nie. Dan gaan hierdie of daardie persoon dood, dan gaan hulle aan met lewe. En jy het nie eintlik 'n keuse nie. Jy weet, jou keuse is gaan aan of gaan dood. En om dood te gaan is nie iets wat jy sommer kan doen net omdat jy dink jy wil nie. Jy weet. So dis nie, ja, daar jy het nie 'n keuse. En daar's ook nie 'n vangnet nie. Jy weet, jy kan ook nie, ek weet in Suid-Afrika is die staat se vangnet nou nie baie goed nie, maar as jy 'n uitgebreide familie het, dan dink jy dan jy kan vir pa of vir oom of wie ook al, of iemand het 'n blyplek in die agterplaas of wat, jy weet, daar's so iets, terwyl hier is jy stoksiel alleen, daar is geen netwerk om te help nie. Dit is die dollar wat ek nie by die deur inbring nie, kom nie by die deur in. So saam met die werksoekery is daar tussendeur besluite om terug te keer, want jy weet dit is soms nou die belofte wat jy in Elsabie maak. En 'n hele paar keer skryf jy in die e-pos aan Andrei, goed, ons gaan nou terugkom, of ons het nou 'n datum, of as ons daardie tyd nog nie werk het, dan kom ons terug, of ons het nou al vliegkaartjies. Ja. En dan elke keer besluit julle om maar liewer nog te probeer. Ja, dit was hitte 'n klomp keer. Ek moet bely, ek was nooit lus om terug te gaan nie, want dit is ook ek het net gedink dat ek, jy weet, wat dan as ek daar aankom? Eers toe ek daar werk gehad het, was ek meer lus om daar te bly nie, om nou terug te gaan sonder 'n werk. En van voor af te moet begin is ook 'n swaar idee. Mense doen dit, daar's mense wat kom en teruggaan, en as daar mense wat kom en teruggaan en dan weer terugkom. Dit het ek ook al gesien. Maar jy weet, baie keer 'n mens se lewe vat 'n rigting oor so 'n klein dingetjie. Jy weet, ek kan nou nie sê wat anders sou gebeur, maar byvoorbeeld een van die kere, as ek nou reg onthou, het ons vliegkaartjies gehad, of ek wou die vliegkaartjies gaan koop. Ek was op pad, ek het die geld gereël, ek gaan die dag werk toe, en dan van die werk af gaan ek op met die straat na die reisagent, en dan koop ek ons vliegkaart. En toe ek by die werk kom, gaan ek op my rekenaar, en dan kom 'n berig op, van dat 'n bom in C-punt ontplof. En net daar bel ek vir Elsabie, ek sê daar 'n bom in C-punt ontplof. Jy weet, ons kom baie keer in C-punt. Sê nou ons was daar en die bom het ontplof. En toe besluit ons om nie daai kaartjies te gaan koop. Jy weet, dit was regtig hitte. Nou weet ek nie, as daar nou nie daai dag 'n bom was nie, miskien sou daar iets anders gewees wat my gekeer het. Maar soos dit nou gebeur het, kan ek sê dat een of ander ou wat 'n bom in C-punt geplant het in 'n poskantoor of 'n ding, het gekeer dat ek terugkom. En daai besluit om terug te keer of nie, was soms deur allerlei interessante faktore beïnvloed wat 'n bietjie spanning aan die boek gee, en selfs soms komies is as mens nou jou op so 'n wrede manier kan lag, soos byvoorbeeld dat julle weet julle moet nou, as julle gaan, moet julle nou gaan voor die meubels aankom met die skip, want anders moet die hele slot weer omgedraai word terug, of julle wil teruggaan, maar daar's nie nou, jy moet eers weer geld verdien voordat jy genoeg geld het om te kan teruggaan. Ja. So die hele bly of gly vraagstuk hardloop in die boek so parallel met mekaar, soos honde wat mekaar jaag amper. Ja, man, kyk, ek het jy weet, ek dink iemand wat die boek gelees het gesê, kan een mens soveel keer van gedagte verander. En Ja. jy weet, dit was swaar en maar nou moet ek ook sê dat ek dink, dit is, ja, ek dink 'n mens sou hierdie storie kon lees en geweldig gefrustreerd voel, en as leser oor die gehinke pink tussen dinge en dan lyk dit of iets goeds gaan gebeur, as dit weer nie goed nie en so.
Maar aan die ander kant dink ek, dit was nie eintlik so bedoeld nie, maar as 'n skrywer daar's 'n reeks gebeure, maar as 'n skrywer klee mens goed maar in half outomaties, en ek kry die gevoel dat die ding tog op die ouend 'n spanningslyn het. Jy weet, dis nou nie 'n roman nie, maar daar's tog 'n deurlopendheid. Dit het al 'n begin, 'n middel en 'n einde. En dit jy weet, dis 'n aspek van die boek en ek weet mense fokus geweldig natuurlik uiteraard op die inhoud van die boek, maar ek is heel tevrede dat die ding op die ouend as 'n geskrewe ding ook samehangend is en hopelik redelik lekker is. Lekker, weet nie. Maar redelik maklik is om te lees, laat ek dit so stel. Ek weet nie of dit lekker is nie, maar ek dink ek hopelik lees dit redelik maklik. En daar's nou gaan ek hier af op my eie ding, maar dan gee my net 'n oomblik. Jy weet, ek as 'n skrywer hou ek van die prosa en die goed. So ek het in die boek oomblikke waar ek uit die skryf buiten die gestoei met my eie verlede, was daar ook die lekkerte van woorde uitreik. En nou en dan, ek weet net een oomblik wat ek by die proewe weer raak gelees het, en toe dink ek dis nogal lekker. Elsabie se pa was in 'n stadium die stasiemeester op Brakpoort. Nou Brakpoort is aan die ander kant Beaufort Wes iewers. En toe sê ek, maar hulle word gestuur van Brakpoort na Stuurboord. En ek dink wel, dis prettig. So ek weet nie, as daar lesers is wat op hierdie soort goed waardeer, dan is ek hopelik so hier en daar 'n stukkie in die geskryf van die boek wat ook miskien 'n bietjie opligting bied uit die gesaanik wat die meeste bladsye beslaan. Wel, dis een van die reddende aspekte van die boek, is dat er inderdaad soveel humor daarin is. En wat die Engelse sal sê, dikwels self-deprecating humor. Ons moet afsluit, maar ek wil tog net 'n klein bietjie praat oor die sosiale lewe, julle vriendekring, hoe julle sosiaal geïntegreer of nie geïntegreer het in die Nieu-Seelandse gemeenskap, en hoe die mense daar is, kultureel, hoe dit aangesluit het. Man, ek wil vir jou sê, in party opsigte voel ek my nie 100 myl weg van die gemiddelde Nieu-Seelander nie. Dis nie asof ek het ook 'n aanklank by hulle understated manier van doen. Maar die feit van die saak is, as ek na ons vriendekring kyk, daar's een Nieu-Seelandse paar met wie ons vriende is, net een. En dit is deels omdat die vrou 'n interne migrant was. Sy het in Auckland aangekom min of meer dieselfde tyd as ons, en sy en Elsabie mekaar ontmoet en so. Want wat gebeur as jy in 'n plek aankom en as jy 'n jong mens is dit anders. Maar as jy op 'n plek aankom, en ons was nou op Pieter van 40, dan het al die ander 40-jariges, hulle het hulle vriende en hulle stel nie belang om nuwe mense te leer ken. So die mense wat jy dan leer ken is ander immigrante. En dit hoef nie noodwendig Suid-Afrikaners te wees nie, dit kan ook, jy weet, jy dadelik, of jy nou 'n Joegoslawiër of wat is, julle het iets in gemeen as immigrante. So ons vriende was aanvanklik meestal, of die mense wat ons by vriende probeer maak het, was meestal ander immigrante, maar op die ouend het ons maar vasgehaak by 'n klomp Suid-Afrikaners. En as ek nou 'n gemeene deler moet sê, al ons vriende het iets met die kunste te doen, maar ons lewe 'n geweldig geïsoleerde lewe. Jy weet, daar kan 'n maand verbygaan wat ons nie ander groot mense sien as onsself en die kinders nie, jy weet, dit gebeur, en dit is nie, en 'n mens voel dit, jy weet, jy voel dit, dat daar nie iemand is by wie jy kan gaan aandete eet, of saam kan gaan koffie drink en so nie. Ek meen, wil nie sê daar's 0 sulke mense nie, maar daar's min. En jy kan ook nie week na week vir dieselfde mense gaan pla nie. So dit is 'n baie geïsoleerde lewe, en hoewel ek en Elsabie albei betreklike inkennige mense is, sou ons in Suid-Afrika het ons net grondig van ons vriendekring uit ons jeug uit, is daar mense met wie ons sou gekuier het. Daar is mense soos in die boekewêreld wat ek mee sou uitgekuier het, glo ek. En dit bestaan nie hier nie. Ek het nie, so dit is en ek kla nie, ek noem net so dat dit is regtig baie eensaam. En dit is nie vir almal so nie, hoor, mense kom hier aan, maak vriende met ander, jy weet, mense in hulle kerk of wat ook al wat 'n gedeelde belangstelling het en wat meer sosiaal is, en hulle het 'n ryk vriendekring. Dit is maar net ek is 'n bietjie verstok.
Jy noem dat Auckland veral 'n verskriklik kosmopolitiese plek is en dat 1 uit 3 van die mense wat daar woon van elders afkom, van 'n ander land, seker die meeste van hulle Asiate. En dan daarmee saam noem jy op 'n ander plek dat daar 'n soort van 'n ondertoon van triestheid onder die mense is. En jou verklaring daarvoor is dat hulle almal mense is wat met 'n verlies daar rondloop, verlies aan hulle eie tuisomgewing. Ja, ek dink hier's twee goeie sprake. Een is dat die Nieu-Seelandse wit mense, die Pākehās hier, het in 'n groot mate uit Skotland uitgekom. Terwyl byvoorbeeld die Australiërs kom in 'n groot mate uit Ierland uit. Dis nie dieselfde, Ier en 'n Skot is nie dieselfde ding. Hulle drink op verskillende maniere. Ja, en dit het 'n bietjie neerslag gevind. Die Skotte is stoere boere, jy weet hulle byt vas, hou uit, kry swaar, wys nie dat jy swaar kry nie. Daar's so 'n ding hier in Nieu-Seeland onder die wit, die Nieu-Seelandse wit mense. En dan natuurlik die immigrante kom almal hier aan met emosionele bagasie, jy weet. Ons ken mense uit Servië uit wat, jy weet, die kinders het groot geword en aan die huil gegaan as vegvliegtuie oor hulle teen donder en so, jy weet. So ons ken my seun se beste vriend se ouers is 'n Serviër en 'n Kroaat wat getroud is met mekaar en hulle moes desnoods vlug want hulle lande het oorlog gemaak teen mekaar. So jy het al hierdie goed en dan het jy hierdie jy weet dan het jy nog die Asiate wat hier kom en wat kultureel geweldig sukkel want die mense lyk anders, eet anders, praat anders. Jy weet vir ons as Suid-Afrikaners, ons verstaan ten minste Engels, jy weet. So hier is 'n jy weet, ek gaan nou half so 'n bietjie teruggaan op my woorde, maar wat die Nieu-Seelandse inherente kultuur betref, is daar 'n sekere triestigheid. Ek vind, jy weet, Nieu-Seelandse boeke en so het neig om maar donker en somber te wees. En dan is daar ook die klomp immigrante wat met hulle pyn hier aan. So dit is nie, jy weet, dis een van die goed wat my opval as ek in Suid-Afrika kom, is die vitaliteit en die lewendigheid wat ek daar op straat sien. Jy weet, mense is, hulle soms vermoor hulle mekaar, maar meeste van die tyd lag en gesels hulle en is vriendelik met mekaar en daar's 'n wellewendheid en 'n openhartigheid. Terwyl hier, jy weet, die mense is maar stil op straat en kyk jou nie in die oë nie en so. Dis net 'n ander mentaliteit. So jy sê dis 'n boek met 'n begin en 'n middel en 'n einde. Kan ons sê dit is 'n gelukkige einde? Ja, ek dink so. Jy weet, van al die goed wat mense oor die boek gesê het, die een wat vir my die meeste betekenis het, en dit is in 'n privaat gesprek gesê, ek behoort dit seker nie aan te haal nie, maar André Leroux vir wie ek hierdie e-posse geskryf het. Hy het vir my teruggeskryf en toe het hy gesê, hy kan natuurlik nie heeltemal objektief wees nie, hy weet dit nou. Maar hy het gesê, die boek voel vir hom na 'n monument van iets, maar hy weet nie van wat nie. En dit daarvan hou ek vreeslik. As die boek, ek dink, as iemand dink hierdie boek is 'n monument vir iets, dan want ek dink dis wat dit eintlik is. Dis 'n monument vir 'n tyd in my lewe. Nou ja, dit is 'n goeie afsnypunt. 'n Monument vir iets. Baie dankie Zirk, ek het lekker gesels. Dankie Frederik.